Welkom by episode 5.2 van die Hartlike Huisgesin reeks. Ons gesels vandag oor die twee ekstrovertiese temperamente van die mens en ons begin sommer dadelik met die sanguine temperament. En in ander taal word dit ook verwys as die palmboompie. So het jy 'n vriendelike, borrelende kind vol selfvertroue, 'n kind wat die lewe stormloop. Hulle maak maklik vriende, beweeg maklik in nuwe situasies in en hulle is gewoonlik kreatief en optimisties en het hoë energievlakke. Hulle is baie lief vir mense en kan vir ure saam met hulle tyd spandeer. Nou kom ons kyk na what makes them tick. Die lewe is groot pret. Hulle lag baie en hulle het veral ander mense nodig. Erkenning en liefde en beloning van hulle ouers is baie belangrik. Hulle blom met baie aandag. Daar is wel 'n paar uitdagings wat mens kan beleef in hierdie temperament. Hulle leef baie keer in 'n fantasiewêreld en kan groot stories vertel. Dit is belangrik om vir hulle te verduidelik dat in sekere situasies die waarheid baie belangrik is. Hulle is gewoonlik ook baie impulsief en word gou verveeld. Daarom is daar ook dikwels take waarmee begin word, maar waarmee hulle nie kan klaarmaak nie. Dit raak vervelig. Dit is belangrik om vir hulle te verduidelik dat wanneer met 'n groot taak begin word, dit eers voltooi voordat hulle kan aangaan met iets anders. Hierdie is iets wat hulle moet leer. Die lewe is een groot partytjie vir hierdie temperament. Doelgerigtheid en selfdissipline behoort by hulle gekweek te word, omdat dit nie van self kom nie. Hulle het gewoonlik 'n oormate energie en dit is uiters belangrik om fisiese aktiwiteite toe te laat wat aan hierdie energie kan uiting gee. Nou, hoe praat ons met hierdie kind met so 'n temperament? Deurdat hulle gou verveeld raak en impulsief is duidelike instruksies van wat hulle moet doen nodig. Praat gou en net een taak op 'n slag. Humor en baie fisiese kontak is nodig, want hulle is kinders wat floreer op aandag. En wanneer hulle nie aandag kry nie, kan hulle ook baie gedemp voorkom. Wanneer hulle opgewonde is, wees ook net so opgewonde wanneer hulle jou iets vertel. Deel in daai opgewonde energie. Pret is jou beste gereedskapstuk. As jy take of verantwoordelikheid aan hulle wil gee, kan jy probeer om 'n element van pret in te werk, wat hulle dan sal motiveer. Dit vir hulle baie beter sal maak. So, hoe motiveer 'n mens 'n kind met hierdie temperament? 'n Tasbare beloning is vir hierdie kind goud werd. Iets wat hulle kan sien of voel. Onthou, hulle is kinders wat mense se aanraking en aandag soek. So gee baie drukkies, gee baie fisiese aanraking en kontak aan hierdie kinders. Gee ook geleentheid om sosiaal te verkeer. Dit is super belangrik. En doen saam met hulle aktiwiteite en take wat hulle wil kies. Dit sal dan baie beter gedoen word en hulle sal dit ook heel moontlik voltooi. Jy moet ook nie skaam wees om aktiwiteite en speletjies saam met hulle te doen nie. Dis partykeer goed waarin hulle geïnteresseerd is. En leef so 'n bietjie saam met hulle in hierdie fantasiewêreld. Kom ons kyk nou na dissipline. Dissipline met 'n palmboom temperament is wees konsekwent met vaste reëls en duidelike nagevolge. Hulle moet weet dat dit is die nagevolge wat in plek gestel is. Onthou, hulle sien net die pretkant van die lewe en het nodig dat iemand hulle moet leer van verkeerde gedrag. Gebruik logiese nagevolge wat by die verkeerde gedrag pas. As hulle huiswerk byvoorbeeld net half gedoen is, kan hulle die voordeel van skermtyd verloor totdat die huiswerk goed voltooi is. Hulle leer ook soms meeste van die tyd uit ervaring en wanneer daar duidelike reëls en instruksies is, dan kan hulle take baie beter doen in die toekoms. Probeer om vir hulle keuses te gee tussen 2 of 3 opsies. Hulle hou daarvan om beheer te hê oor hulle besluite. Sit 'n paar opsies wat almal redelik goeie uitkoms gaan hê en laat hulle kies, self besluit. Op so 'n manier koop hulle ook in daarbey. Ons beweeg dan ook na die volgende temperament en dit is die koleriese temperament. Dit is ook genoem die roosboom.
Hierdie boompies kan julle na Hetty Brits se boek kyk en sy het ook 'n redelike omvattende opsomming van hierdie 4 temperamente in bome vir ons voorgestel. OK, die roosboom. Hierdie kind het gewoonlik 'n sterk wil en baie goeie deursettingsvermoë. Hulle is gebore leiers en omdat hulle trots is op hulle prestasies, sal hulle baie hard werk om iets te kry. Hulle is prakties en logies en wil altyd vorentoe beweeg na nuwe geleenthede. Hulle hanteer konflik redelik baie goed omdat hulle emosioneel in beheer is. So hierdie kinders skrik nie af vir konflik tussen maats of tussen ouers of so nie. Hulle is nogal konflikhanteerders. Kom ons kyk na what makes them tick. Hulle is doelgerig en prestasiegedrewe. En so werk hulle hard wanneer hulle reg hanteer word. Jy sal baie uit hulle kry wanneer jy hulle reg hanteer. Wat is die uitdagings dan rondom hierdie temperament? So omdat hulle so 'n sterk wil het, verwerp hulle baie keer gesag en rebelleer hulle teenoor gesag as jy hulle nie op die regte manier hanteer nie. Hulle wil die heeltyd in beheer wees en is meeste van die tyd beskryf as baasspelerig en moet geleer word hoe om te deel of hoe om beurte te maak. Dit is baie belangrik. Hierdie kinders is ook geneig om vreeslik vinnig kwaad te word en bedreig te voel wanneer hulle nie die beste met 'n taak is nie en kan ook soms dit nie hanteer om te verloor nie. Nou, hoe kan ons praat met 'n kind met so 'n temperament? Dit is belangrik om duidelike opdragte te gee. Omdat hulle doelgerig is dit ook belangrik om die rede te gee hoekom 'n taak gedoen moet word. Hulle sal gewoonlik altyd vra, maar hoekom? En gee vir hulle verduideliking, laat hulle verstaan en daardeur koop hulle in met dit wat dit is wat hulle moet doen. Moenie smeek of dreig nie, maar bly altyd kalm met so temperament. Praat net so logies met hulle soos wat die temperament is. En laat hulle saam dink oor wat die beste besluit en aksie sal wees in 'n situasie. Op so 'n manier voel hulle bietjie meer in beheer. Hoe kan ons so 'n temperament motiveer? Wel, fisiese beloning het gewoonlik nie die effek op die gedrag soos by 'n sanguine of 'n palmboom temperament nie. Omdat hierdie kinders prestasiegedrewe is en hulle in beheer wil wees, is dit belangrik om hulle kans te gee om sekere besluite self te neem en in beheer van sekere take te wees. Op so 'n manier boost jy daai kind met sy temperament. Jy kan ophou met take wanneer hulle hierdie taak baie goed voltooi het en dan kan hulle aanbeweeg na die volgende vlak toe waar jy meer aan hulle kan toevertrou. Op so 'n manier is hulle ook in kompetisie met hulle self. Hierdie sal hulle ook laat voel soos 'n groot kind. Stel hulle gereeld aan nuwe uitdagings en beplan gedurig vir hulle nuwe take. Dit sal hulle stimuleer en baie van die frustrasies demp. Kom ons kyk na dissipline. Dissipline is 'n groot uitdaging want hierdie kinders is kinders met 'n baie sterk wil. Dit is baie belangrik om sterk grense in plek te hê. Hulle moet presies weet dat jy die ouer is en dat hulle die kind is en hulle reageer ook beter op duidelike opdragte. Dit is belangrik dat hierdie grense konsekwent is, dat hulle weet wat dit is wat hulle kan verwag. Wag totdat hulle kalmeer het en praat dan logies oor 'n manier of iets wat hulle verkeerd gedoen het. Gee hulle kans om te kalmeer omdat hulle so verskriklik vinnig kan kwaad word. Gee hulle dan die geleentheid wanneer hulle kalm is om jammer te sê of self vir u as ouer om dan vir hom verskoning te vra. Dis belangrik om hulle te leer om ander kinders ook 'n kans te gee om sekere take te doen. Hulle is kompeterend en hulle wil graag self dinge doen, maar hierdie is 'n vaardigheid wat hulle moet deur die ouers kan aanleer om te deel, om beurte te maak en so voorts. Jy kan hulle opsies gee om 'n taak uit te voer. Daardeur voel hulle in beheer en kan dit soms die hardkoppigheid demp om die taak op jou manier uit te voer. In plaas van om te sê, gaan maak jou kamer skoon, voor jy kan sê, wil jy jou kamer skoon maak of die skottelgoed was voor ete. Daar gee jy vir hulle 'n opsie, hulle moet definitief 'n taak voltooi. Hulle kan eers hulle kamer skoon maak of eers die skottelgoed was.
Op so 'n manier het hulle bietjie meer beheer oor wat dit is wat hulle dan gaan doen. Omdat hulle nie so sensitief is vir ander se gevoelens nie, moet dit by hulle gekweek word. Leer hulle om ordentlik met ander mense te praat. Hulle ervaar intens emosies en kan soms 'n kortie meer hê. Leer en help hulle hoe om te reageer wanneer hulle woede ervaar. Hierdie emosies is iets wat ons ook in van ons toekomstige episodes gaan aanspreek. So is ons dan deur al 4 temperamente en ons hoop dat u nie net u kind hierin leer ken nie, maar dat u ook toegerus is om u self te verstaan in u temperament en te besef dat elke kind is nog steeds uniek gemaak. Hierdie is maar net basiese navorsing wat gedoen is rondom hierdie verskillende temperamente. Ons glo dat hierdie inligting die nodige kennis oopgesluit en u toerus met wysheid en woorde hoe om die kind te motiveer en dissiplineer en op die regte manier sensitief en wysheid teenoor u kind op te tree. Ons sien mekaar weer in die volgende episode. Totsiens.